Hallo almal en welkom. Vandag gaan ons die onsigbare wêreld van partikels verken. 'n Wêreld waar 'n klein bietjie hitte, alles kan verander. Van 'n soliede blok ys tot die lug in 'n ballon, dit is alles deel van dieselfde ongelooflike dans. So, kom ons begin met 'n vraag. Wat het smeltende sjokolade, water wat kook en 'n ballon wat groter word in gemeen? Dit lyk dalk na heeltemal verskillende dinge, nê? Maar die antwoord lê eintlik in 'n paar fundamentele reëls wat alle materie beheer. Goed. Die sleutel tot alles vandag is hierdie konsep, die kinetiese molekulêre teorie. Dit klink dalk ingewikkeld, maar die idee is eintlik doeteenvoudig. Alles om ons, die stoel waarop jy sit, die water wat jy drink, die lug wat jy inasem, is gemaak van klein deeltjies wat nooit ooit stil sit nie. Hulle is altyd aan die beweeg. Jy kan dink aan die toestand van matter soos 'n soort toutrekkery. Aan die een kant is daar die energie van die deeltjies wat hulle uitmekaar wil stoot. Aan die ander kant is daar aantrekkingskragte wat hulle bymekaar wil hou. In 'n vaste stof wen die aantrekking. Die deeltjies is styf vasgepak en vibreer net in plek. In 'n vloeistof is dit min of meer gelykop, so die deeltjies kan verby mekaar gly. En in 'n gas, wel, daar wen die energie loshande en die deeltjies vlieg vrylik rond. So, kom ons begin ons reis. Ons gaan kyk wat gebeur as ons begin om hitte of termiese energie by materie te voeg. En ons gids vir hierdie avontuur is een van die bekendstes, 'n eenvoudige watermolekuul. OK, eerste stap op die energieleer, smelting. Dis daardie oomblik wanneer 'n vaste stof, soos 'n blokkie ys, genoeg energie absorbeer om oor te gaan na 'n vloeistof. Op 'n mikroskopiese vlak gebeur iets nogal dramaties. Daardie hitte wat bygevoeg word, maak dat die watermolekules in die ys vinniger vibreer, totdat hulle letterlik soos 'n besetene skit en losbreek uit hulle vaste netjiese patroon. Hulle begin verby mekaar gly en voilà, ons ys het water geword. Maar ons reis opwaarts is nog nie verby nie. As ons aanhou om hitte by te voeg, ondergaan ons vloeibare water die volgende fase verandering. Dit word 'n gas wat ons stoom noem. Die hele proses staan bekend as verdamping. Maar hier is 'n belangrike onderskeid om te maak. Daar's twee maniere waarop 'n vloeistof 'n gas kan word. Eerstens is daar oppervlakverdamping. Dis 'n stadige proses, soos 'n plas water wat in die son opdroog. Dan is daar kook. Dis vinnig. Dit gebeur reg deur die vloeistof met al daai borrels, maar dit gebeur slegs by 'n baie spesifieke temperatuur, die kookpunt. En om water te laat kook, wel, dit vat 'n ongelooflike hoeveelheid energie. Om net 1 gram water in stoom te verander, vergyd 2260 joule se energie. Dit is 'n enorme hoeveelheid energie net om daardie faseverandering te laat gebeur. En hierdie aanhaling som dit perfek op. Dink daaroor. 7 keer meer energie. Hoekom? Wel, wanneer jy ys smelt, maak jy net die bande tussen die molekule 'n bietjie losser. Maar wanneer jy water kook, moet jy daardie bande heeltemal verbreek sodat elke molekuule op sy eie as 'n gasdeeltjie kan ontsnap. Dis 'n reuse energiekoste. So, ons het die top van die energieleer bereik. Kom ons draai nou die proses om. Wat gebeur as ons begin om hitte uit die stelsel te verwyder? Ons eerste stap afwaarts is kondensasie. Jy het dit al duisende kere gesien. Dis wat wolke in die lug vorm of daai mis op jou badkamerspieël na 'n warm stort. Dis eenvoudig net stoom wat weer water word. Hoe werk dit? Wel, as die gasdeeltjies energie verloor, begin hulle stadiger beweeg. En soos hulle stadiger beweeg, kry daardie natuurlike aantrekkingskragte tussen hulle, wat altyd daar was, die oorhand. Hulle begin mekaar weer nader trek en klou saam om druppels vloeistof te vorm. En dit bring ons by die laaste stap van ons reis terug af, bevriesing. Dis natuurlik wanneer 'n vloeistof, deur nog meer energie te verloor, terugverander in 'n vaste stof. Soos jy kan sien, dis die presiese teenoorgestelde van smelting. Deur genoeg hitte weg te neem, beweeg die deeltjies so stadig dat daardie aantrekkingskragte hulle heeltemal kan vasvang en hulle in daardie netjiese, geordende kristalstruktuur van 'n soliede stof kan toesluit. Goed, maar die reis van vaste stof na vloeistof na gas is nie altyd so 'n reguit pad nie. Kom ons kyk vinnig na twee ander super interessante verskynsels wat met termiese energie te doen het.
Party stowwe is 'n bietjie dramaties. Hulle slaan die hele vloeistoffase oor. Die bekendste voorbeeld is natuurlik droë ys. Dis soliede koolstofdioksied. Dit vat 'n kort pad direk van 'n soliede stof na 'n gas. So, wat is sublimasie presies? Dit gebeur wanneer die deeltjies in 'n vaste stof soveel energie so vinnig absorbeer dat hulle basies die vloeistofstadium heeltemal mis. Hulle word direk van 'n soliede na 'n gasfase gelanseer. Onthou jy daai ballon van die begin af? Wel, hier is waar hy weer inkom. Want verhitting en verkoeling veroorsaak nie net faseveranderinge nie, dit laat dinge ook uitsit en saamtrek. So, hoe werk dit presies? As jy die gas binne in 'n ballon warm maak, kry daai deeltjies 'n reuse energieopstoot. Hulle begin woes vinnig rondruits en stamp baie harder en baie meer gereeld teen die binnewand van die ballon. Hierdie verhoogde druk van binne af stoot die ballon se wande uit en die ballon word groter. En die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. Koel jy die gas af, verloor die deeltjies hulle energie en beweeg stadiger. Hulle stamp minder gereeld en met minder krag. Die druk binne-in daal en die hoër druk van die lug buite die ballon druk hom plat, wat veroorsaak dat hy krimp. Dis so eenvoudig soos dit. Goed, ons het nou al hierdie mikroskopiese goed bespreek. Maar hoekom maak hierdie onsigbare dans van klein deeltjies enigsins saak in ons alledaagse lewe? Kom ons bring dit terug na die groot prentjie. So as daar een ding is wat jy vandag onthou, laat dit hierdie wees. Alles om jou is gemaak van deeltjies wat altyd beweeg. Hitte is net die energie wat hulle laat dans. Voeg hitte by en die dans word vinniger en wilder. Verwyder hitte en die dans vertraag en die deeltjies kom nader aan mekaar. Hierdie eenvoudige beginsel verduidelik soveel van die weerpatrone wat ons sien tot hoe jy jou oggendkoffie maak. En daarmee het ons reis voltooi. Maar ek wil jou met 'n laaste gedagte los. As hitte deeltjies vinniger laat beweeg en die verwydering van hitte hulle stadiger maak, wat gebeur by die koudste temperatuur wat selfs teoreties moontlik is, by absolute 0, waar alle deeltjiebeweging veronderstel is om heeltemal op te hou? Dink daaroor. Hoe lyk materie wanneer die dans tot stilstand kom? Dis iets vir 'n ander dag.